Die tema van vanoggend se woord is You are worthy. U is waardig. The word worship basically means to ascribe worth. Om waarde toe te skryf. Worship is 'n woordjie wat ons maklik gebruik en dadelik het ons 'n idee waaroor dit gaan, ons aanbidding, ons het nou net geworship. Maar daar is soveel meer. Worship is the act of recognizing and declaring and responding to the true value of who Father God is. Mag ek dit herhaal? Worship is the act of recognizing, declaring, responding to the true value of who God is. Ware aanbidding is nie gefokus op hoe ons voel, of wat ons nodig het, of waardeur ons gaan nie. Ware aanbidding is gefokus op wie God is. Psalm 2:29 vers 2 sê die volgende: Give to the Lord the glory due to His name. Give to the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the beauty of holiness, or in holy array. Ons aanbid nie vir God omdat die lewe gemaklik is, of ons aanbid Hom omdat Hy waardig is. God se waarde verander nie deur ons omstandighede nie, en ook God se waarde verminder nie as dinge met ons sleg gaan nie. God is waardig om aanbid te word ongeag ons omstandighede. So kon Paulus hulle in die gevangenis die naam van die Here groot maak. Dit gaan nie oor omstandighede nie. In heaven, God is worshipped because He is eternal, glorious. Wanneer ons aanbid, verwyder ons onsself van die omstandighede om ons, en deur aanbidding plaas ons God terug in die middelpunt van ons lewens. Ons vat ons fokus weg van die geraas en die lewe om ons, en ons fokus op die redder, die skepper, die liefling van ons siele. We remind ourselves that God is holy, that God is glorious, and that God is sovereign over everything. Worship recenters our perspective and restores order to our inner world. This is why worship is so powerful. It does not change God, it changes us. Aanbidding lig ons oë van onsself af, van ons probleme en ons beperkinge, en plaas ons aandag terug waar dit behoort, op ons Here, dat ons geliefd is, dat ons kosbaar is in sy oë. Terwyl ons op ons probleme gefokus bly ons probleme groot. Maar deur God te verhef is ons in ons aanbidding, sal ons vind dat ons probleme al hoe kleiner en minder belangrik begin word. Aanbidding gaan nie net oor 'n lied wat ons sing nie. Aanbidding is nie 'n oomblik in 'n erediens nie. Aanbidding is erkenning van wie ons Vader is. Aanbidding is 'n hart wat neerbuig voor die waarheid en erken dat die Here God is en dat alles in Hom en deur Hom is. Aanbidding plaas God weer terug op die troon van ons eie lewens. Psalm 100 vers 4, 'n baie bekende skrifgie. Enter into His gates with thanksgiving and a thank offering, and into His courts with praise. Be thankful and say so to Him. Bless and affectionately praise His name. Weet die Here dat ons dankbaar is. Be thankful and say so to Him. Vertel Hom.
Bless and affectionately praise His name. Praise is not only a reaction to good circumstances, praise is a doorway. Die woord leer ons dat ons sy poorte ingaan met lofsang en aanbidding. Met ander woorde, dankbaarheid, lofsang en aanbidding is nie slegs 'n uitdrukking van geloof nie. Dit skep 'n atmosfeer waar God se nabyheid erken en verwelkom word. Dit is nie net die atmosfeer om ons wat verander nie, maar die atmosfeer in ons eie lewens verander. Wanneer ons dankbaarheid kies, verander ons fokus. Ons fokus skuif van ons omstandighede af en ons begin onthou wie ons Here is. Complaining magnifies problems. Complaining will magnify problems. Thanksgiving will magnify God. What we magnify will determine what dominates our emotions and our spiritual life. Be careful. Be careful. What you magnify will determine what dominates our emotional and our spiritual life. Wanneer ons aanbid, ontken ons nie die realiteit nie. Nee, ons nooi ons Here in ons omstandighede in. Ons nooi hom in ons realiteit in. Ons omstandighede sal nie noodwendig dadelik verander nie, maar ons gesindheid, die atmosfeer om ons sal verander. Wanneer die atmosfeer of ons gesindheid begin verander, dan vind ons dat vrede en geloof en hoop nie ver agter ons is nie. Habakuk 3:17, ook baie bekend. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn, is in Suid-Afrika, en geen beeste in die stalle sal wees nie. Yet I will rejoice in the Lord, I will exult in the victorious God of my salvation. Amen. Halleluja. Dit is genoeg rede al klaar, dit om te jubel en te juig nie. Dit is so dat die hoogste vorm van aanbidding kom van 'n hart wat onderdruk is. Dis maklik om te aanbid wat alles goed gaan. Wanneer ons kan aanbid in moeilike omstandighede, is dit 'n bewys van geloof wat harder spreek as die omstandighede, as vrees. When we worship in difficult circumstances, we declare that God is still worthy, and that releases supernatural strength. It releases peace and perspective. Dit gee ook 'n boodskap aan die vyand. Hy is oorwin. Want ongeag die omstandighede wat daardeur mag gekom het, kies ons nog steeds om ons Here te loof en te prys. This declaration of Habakkuk is one of the most powerful declarations of unconditional faith that is recorded in the Bible. It shows us what it looks like to trust God when everything visibly says it's over. Habakkuk het soveel vrae gehad oor geweld en ongeregtigheid en korrupsie in Juda. Waarom het God niks hieroor gedoen nie? Vader het Habakkuk geantwoord, maar nie hoe hy dit verwag het nie. Vader het vertel dat oordeel kom op die ongeregtigheid en dat Babylon die oordeel sou bring. Habakkuk se fokus verander. Hy begin om Vader te loof, al is daar geen vye of druiwe of beeste of skape nie. Nogtans sal ek die Here jubel en juig in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. In today's times, this can compare to the economy that collapses. Even if our income is gone,
even if our investment and business has failed, yet we can decide we will still worship the Lord. You see, faith is not based on what we see. Faith is based on who God is. Habakkuk is saying, I do not rejoice because things are going well. I rejoice even if things are going bad. His joy is not rooted in circumstances. His joy is rooted in God Himself. God is genoeg. Dit is die kern van Habakkuk se boodskap. Wanneer alles weg en verlore is God nog genoeg. Dit is geloof wat vir God lief is, vir wie Hy is en nie vir wat Hy voorsien nie. Dit herinner ons ook aan die verhaal van Job. Ek ken Job. Job 13:15. Kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom. Ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit. So weet ons ook, Paulus het geleer, het getuig dat hy geleer het om tevrede te wees met sy omstandighede. Jesus sou ook sê, Vader, nie my wil nie, maar U wil geskied. You see, true joy is not rooted in circumstances, it is and holds us. Lord, we choose to rejoice in You. Lord, You are our provider, You are our strength and our Savior. Jy sien, aanbidding nooi God se teenwoordigheid in ons lewens in. Psalm 16 vers 11 sê, You will show me the path of life. You will show me the path of life. In Your presence is fullness of joy. At Your right hand there are pleasures forevermore. Dit is so, dat ons Here oral is. Maar die woord tref 'n onderskeid tussen God se alomteenwoordigheid en sy gemanifesteerde teenwoordigheid. Die Here is oral, dit is so, maar Hy word nie oral ondervind of erken nie. Sy gemanifesteerde teenwoordigheid word erken en ervaar waar Hy verwelkom is, waar Hy geëer word, waar Hy aanbid word. Aanbidding maak ons bewus dat Hy naby is. Telke maal het ons het ervaar hier in die praise and worship, dat die trane sal loop, ons kan dit nie verklaar nie, maar ons weet in ons sielsdimensie is dit die nabyheid van die Here en daar is 'n honger en 'n dors in ons siel om versadig te word in sy teenwoordigheid. Aanbidding skuif ons aandag van onsself af na sy nabyheid, dat ons sy nabyheid kan ervaar. Dit is wat gebeur in aanbidding. Ons word bewus van God, wie alreeds by ons is. Dit is die punt. Hy is alreeds by ons, maar ons kan nie weet as dit gebeur dat ons nie eens bewus is daarvan nie, want ons is so besig. Maar aanbidding bring ons bewustheid weer terug dat Hy teenwoordig is. Die Psalm sê, in die teenwoordigheid is daar versadiging van vreugde. Praise the Lord, 'n versadiging van vreugde. In die Here se teenwoordigheid is daar nie net vreugde nie, daar is 'n versadiging van vreugde. As ons hier uitgaan sal sê, yes, ons is reg by die week, ons het vreugde ervaar, genoeg vreugde om die week deur te gaan. Vreugde word nie gevind in perfekte omstandighede nie. Vreugde word gevind in die nabyheid van ons Vader. Wanneer ons aanbid, dan lig die swaarte. Wanneer ons aanbid, kom duidelikheid weer terug en ons kragte word vernuwe. Dit gebeur nie omdat ons lewe skielik makliker geword het nie. Dit gebeur omdat ons op in 'n hoër realiteit in beweeg het. Jy sien, my broer en sussie, aanbidding maak voorsiening van God se teenwoordigheid om te manifesteer, om ervaar te word, om bekend te word, om ons te kom verkoop en ons kom te versterk. Waar die Here verwelkom word, daar word Hy geopenbaar. Aanbidding is nie 'n ontvlugting van die realiteit nie. Aanbidding is die ingang na 'n groter realiteit. Lord, thank You. Thank You that in Your presence there is fullness of joy. Draw us deeper into Your nearness. Help us to become more aware of You and more responsive to Your leading. In Hebreërs 13 vers 15
Through him, therefore, let us constantly and at all times offer to the God a sacrifice of praise, which is the fruit of our lips, and that thankfully acknowledge and confess and glorify his name. So dit is nie 'n pragtige skrif nie, ek lees hom weer. Through him, therefore, let us constantly and at all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify his name. Daar is tye, my boetie en sussie, waar aanbidding ons ietsie gaan kos. Die woord praat van 'n lofoffer, omdat aanbidding nie altyd spontaan en dat aanbidding nie altyd geleë is nie. Ons voel nie lus om te aanbid nie. Dit gaan 'n offer kos om te aanbid. Soms word aanbidding gedoen uit 'n hart wat oorloop van vreugde, maklik om te aanbid. Maar soms gebeur dit dat aanbidding gedoen moet word van 'n hart wat moeg is, van 'n hart wat teleurgesteld is, of uit 'n hart uit wat net stikkend is. Om te aanbid uit 'n stikkende hart is 'n lofoffer. Dis 'n offer wat ietsie gaan kos. Dis 'n aanbidding wat iets kos en dit word 'n offer voor God. Out of a broken heart, worship becomes a sacrifice of praise. Sacrificial worship is not driven by feelings, it is driven by faith. God, I acknowledge, I do not understand, but I know that you're a good, good God, full of mercy, full of grace, and that you have got this. You have got me. Sacrificial worship declares that God is worthy, even when I do not understand, even when it hurts. Vader, U is waardig, al verstaan ek nie. Ek verstaan nie wat om my aangaan nie, maar ek weet een ding, U is waardig om my aanbidding te ontvang. In die Ou Testament was 'n offer iets van waarde, wat op die altaar geplaas moes word. In die Nuwe Testament in ons tyd is hierdie koste van 'n offer, kan soms ons gemak wees. Ons voel nie nou lus nie. Ons ingesteldheid kos. Dit kan ons trots wees. Dit kan ons neergedruktheid wees wat ons moet gee as 'n offer. Ons weier om onder hierdie omstandighede te wees en ons kies om hom te loof en hom te prys. Wanneer ons die keuse maak om God te aanbid in die moeilike omstandighede, plaas ons hom bo ons emosies en bo ons omstandighede en ons erken hom as groter as dit. Aanbidding in 'n moeilike omstandighede is kragtig. 'n Lofoffer breek bindinge in die geestesdimensie. Dit oorkom vrees en versterk ons geloof. Hierdie lofoffer, my boetie en sussie, verander nie God nie, maar dit verander wie in ons harte heers. Is dit vrees of is dit liefde uit geloof? Is dit dapperheid? Wat heers in ons harte? As dit ons ietsie kos, as dit ons nie iets kos nie, is dit nie 'n lofoffer nie. Vader, ons bring aan U 'n lofoffer, nie net wanneer dit goed gaan nie, maar omdat U altyd waardig is. Ons kies vanoggend om U te verheerlik bo ons gevoelens en bo ons omstandighede. Aanbidding verander oomblikke na heilige oomblikke. Psalm 34 vers 1 sê, ek wil die Here altyd loof, sy lof sal altyd deur in my mond wees. I will bless the Lord at all times, His praise shall continually be in my mouth. Worship, my brother and sister, is not an event. Worship becomes a lifestyle. Sometimes we think that worship is something that happens in a church service. But David raises the bar for us. David says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Met ander woorde, aanbidding is nie beperk tot sekere tye nie.
aanbidding behoort ons lewens te vul. Normale tye, soos wanneer ons in die motor ry, wanneer ons werk toe gaan, wanneer ons vir 'n stapie gaan, fietsry, kos voorberei, alles word 'n geleentheid om God te verheerlik, om hom te erken en om in ons omstandighede in te nooi. Jy het nie 'n band nodig nie, jy het nie voorsangers nodig nie, net daar waar jy is, kan jy sê, praise the Lord, hallelujah. 'n Lewe gefokus op aanbidding hou ons harte sag en gee ons perspektief en gee ons nuwe hoop. 'n Lewe wat gefokus is op aanbidding beskerm ons van angstigheid en om self gefokus te wees. Ons vat die fokus van onsself af en ons gee dit aan ons Here. 'n Lewe gefokus op aanbidding bring ons Here weer in die middelpunt van ons lewens en hy kom woon weer op die troon van ons harte. Worship is not something that we do, it is a way that we should live. When worship becomes a lifestyle, God's presence becomes a constant companion and not an occasional visitor. A life that's filled with worship turns everyday moments into holy moments. Lord, may praises be on our lips and in our hearts. Teach us to include you in every moment and to honor you in everything that we do. Ek wil begin om af te sluit, Openbaring 4 vers 11. Worthy are you, our Lord and God, to receive the glory and the honor and dominion. For you created all things. By your will they were brought into being and were created. Wat ons die meeste aan aandag gee, waarin ons vertroue plaas, sal uiteindelik ons prioriteit, ons besluite en ons rigting bepaal. Dit is waarom aanbidding so belangrik is. Dit bepaal en weerspieël die prioriteite in ons lewens. Wanneer ons die Here aanbid, is dit 'n verklaring dat hy waardig is en ons vertel ons eie harte wie in beheer is van ons lewens. Deur aanbidding plaas ons die Here terug op die troon van ons lewens. Deur aanbidding plaas ons die Here bo ons vrese, ons begeertes, ons ambisies en ons planne. Ons maak hom nommer 1. Dit is sodat aanbidding is nooit neutraal nie. Wat of wie ons aanbid sal oor ons heers. Sommige aanbid rykdom, nie op hulle knieë nie, maar rykdom word die bestaan en die doel van hulle lewens. But in Revelation, worship is heaven. In heaven is centered around God's throne. All glory, honor and power is directed towards Him because He is the source of everything. He maintains everything. When we worship here on earth, we align our lives with the same heavenly order. Aanbidding herinner ons sielsdimensie wie eintlik in beheer is. In die harte waar die Here heers, is daar orde, is daar vrede en duidelikheid oor die lewe. Die lewe kom in perspektief. Kom ons bid net saam. Worthy are you, our Lord, our Father, our God, to receive the glory and the honor and dominion. For you created all things. By your will they were brought into being and were created. We place you, Father, in the throne of our hearts and our lives. We ask you to reign in our lives. We choose to worship you for who you are. We pray this in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.